Jan, jy het in Johannesburg groot geword, jy was in Help Mekaar op skool. Jy wou marinebiologie gaan studeer het, maar jy het geëindig om geologie te studeer. Hoe het dit gewerk? Wel, toe ek by die fakulteit opdaag vir marinebiologie, toe sê die manne vir my, verstaan jy, daar's nie geld in marinebiologie nie. En toe ek dit hoor, toe skrik ek, en die enigste fakulteit wat toe 'n plek oop het, was geologie. En toe die prof vir my verduidelik hoe werk die aarde se plate, hoe hulle onder mekaar induik, vulkane, al daai goed. En toe ek dit hoor, toe besluit ek nie, dis wat ek wil doen. Was dit die regte besluit? Ja, absoluut. As ek dit moet oordoen, dan sal ek dit definitief weer so doen. As 'n ou kyk na die mynbousektor, is daar baie maniere om in betrokke te raak. Jy kan aan die finansieringskant betrokke raak, jy kan in mynbou-ingenieurswese betrokke raak, of jy kan as geoloog betrokke raak. Sou jy geologie as agtergrond aanbeveel? Ja, ek sal definitief. Jy weet, mynbou gaan oor die aardsliggaam, en dit is die begin van alles is geologie. So, ek sal dit definitief aanbeveel. Natuurlik, soos 'n ou opbeweeg, kry hy ook geleenthede om te diversifiseer. So, daai geleenthede is altyd daar, maar ek sal dit definitief aanbeveel. Jy het by 'n klompie groot groepe gewerk, jy het gewerk by Harmony, jy het gewerk by Goldfields. Die onderhoud by Pan African Resources, wat ek baie klein maatskappy was relatief tot die ander. Hoe daai onderhoud gewerk? Wel, die werksonderhoud was met twee manne gewees. Rob Stil, wat 'n redelike bekende mynbou-entrepreneur is, en Anton Estreisen. En hulle het basies 'n ou gesoek om die maatskappy te hardloop, en die onderhoud was basies, hoor Jan, daar's 3 maande se geld in die maatskappy. Julle het 2 projekte, albei van hulle is swak. Jy sal moet ontslaa raak van hulle. As jy kans sien, wil jy dit doen. En omdat ek die mense geken het, ouens soos Rob Stil en Anton wat baie suksesvol was, jy weet, hulle vat klein maatskappye en bou dit op, het ek besluit, man, ek dink hierdie is 'n wonderlike geleentheid, kom ons gee dit 'n kans. Daai besluit dat dit 'n geleentheid is, dit wil sê die risiko geleentheid opweeg. Hoe het jy daai besluit gemaak? Weet jy, eintlik as jy eerlik met jouself is, seker maar impulsief, jy weet, op die oomblik, jy weet, want hulle het vir my gesê jy moet nou besluit. Ons gaan nie wag vir môre, jy kan nie môre terugkom nie, so jy moet nou vir ons sê as jy in of as jy uit. Jy weet, en ek het besluit ek's in. Maar ek dink die agtergrond is ook, ek het baie lank in groot mynmaatskappye gewerk, en ek het op baie stadium op my eie uitgegaan om te konsulteer, so ek wou my eie ding doen. Dit was in my agterkop, maar toe ek hierdie geleentheid kry, toe sê ek, jy's ou kan nie dit laat verbygaan nie. Jan, in Augustus 2005 begin jy by Pan African Resources. Jy het 3 maande se kontant oor, jy het nie baie goeie bates nie. Hoe het jy dit aangepak? Wat het jy begin doen? Wel, die eerste ding wat ek gedoen het, ek het gekyk na die 2 projekte om te kyk, jy weet, is hulle so sleg en moet ons ontslaa raak van hulle, jy weet, en kan ons geld kry vir hulle. So dis die eerste ding wat ek gedoen het, en toe het ek agtergekom, die een projek was nie so goed nie, en ons het ontslaa geraak van hom, maar die ander projek was 'n goeie projek. So toe het ons besluit ons gaan voort, maar toe is dan nou natuurlik te min geld. So toe is ek nou natuurlik Londen toe, en daar moes ek nou op my hande en knieë, so te sê, bedel van fondsbestuurder tot fondsbestuurder om jou geld te gee. Natuurlik, die ouens ken jou nie, jy weet, jy is onbekend, jy het nie 'n rekord van hierdie ding al doen nie, so die ouens wil jy nie eintlik sien nie, maar so met behulp van, soos hulle sê, friends and family in Engeland, het ek 'n paar pond gekry, so 300.000 of 400.000 pond, en toe kon ek weer 'n stukkie werk doen, en dan so dat nou maar aangehou vir so 'n jaar of 2. Het jy ooit gevoel jy gaan moet opgee in daai tyd? Nee. Weet jy hoekom nie? Want ons het 'n verskriklike goeie projek gehad. En van die ouens op ons raad, ons voorsitter, verskriklike passievolle ou, en baie vriende het ons aan die begin geondersteun. So 'n ou sê dan vir jouself, as jy 'n goeie projek het en jy het hierdie tipe ouens onder jou, dan gaan jy nie opgee nie. Jy moet net nie opgee nie. Raak moeilik baie keer, maar jy weet, en ek dink dis wat dit lekker maak nou na 4 of 5 jaar as jy kan terugkyk. Maar ou moet net nie opgee nie, jy weet. En hoe meer ouens vir jou sê, jy kan dit nie doen nie, of dit gaan nie werk nie, jy weet, dan hoe meer harde kwas raak ek dan om te wys, ons kan dit doen, jy weet. Julle groot deurbraak, wanneer het dit gekom? Dit het gekom toe ons Barberton goudmyn gekoop het by Matrix. En dis toe ons nou onsself heeltemal omgeswaai het, produksie gekry het, kontantvloei gekry het, maar jy weet, dit was met behulp van 'n klomp mense, dit was nie net ek nie, jy weet, daar was 'n hele span wat dit teweeggebring het. As jy nou kyk, jy begin in Augustus 2005 by 'n maatskappy wat 3 maande se kontant het. Vandag is Pan African Resources 'n maatskappy met 'n markwaarde van rondom 3 miljard rand. Uiteraard is dit 'n besondere storie, en dit in 'n junior mynbouomgewing wat baie ander ouens swaar kry. Wat het julle anders en reg gedoen? Weet jy, ek dink ons het 'n raad wat ons op die grond hou. Jy weet, 'n ou se kop raak maar groot, jy weet, soos jy groot raak en meer sukses het, jy weet, dan begin 'n ou minder luister, en jy weet, 'n ou begin dalk geld bietjie meer spandeer as wat jy moet, maar ons het 'n redelike entrepreneuriële raad, en hierdie ouens hou ons op die grond, jy weet. So, en ek dink is daai ding om te fokus op jou kontantvloei.
Jy weet, al kry jy meer kontant, jy weet, of al het jy genoeg kontant, jy moet elke sent nog steeds tel. Goeie span, jy weet, jy moet 'n goeie span mense hê. En die ander ding wat ek dink belangrik is 'n goeie netwerk van mense. Jy weet, ons het 'n netwerk opgebou van mense wat ons geondersteun het, wat gesien het wat ons beloof het en wat ons gedoen het werk, en daai ouens ondersteun jou. So, jy weet, daar's 'n paar basiese goed wat 'n ou reg doen. Dan moet jy jou kop op die grond hou. Jy moet net nooit dink jy raak nou te groot nie, jy weet. Jan, die mynbousektor en spesifiek die junior mynbousektor. Daar word baie vrae gevra en baie kritiek en baie mense maak dit nie. Wat is jou opinie oor die toekoms van die mynbousektor en die uitdagings veral in die junior mynbousektor? Kyk, ek moet vir jou sê, om deel te wees van die junior sektor is ek baie opgewonde. Ek dink daar's 'n verskriklike groot toekoms in die junior sektor in Suid-Afrika. Daar was nooit, sê maar eers in die laaste 3 jaar wat die junior sektor ontwikkel het. Jy weet, as ek nou een van die groot ouens was, en ek moet my woorde dalk nou versigtig kies, dan sou ek bekommerd gewees het, jy weet, want hulle bates kom tot die einde van hulle lewe. Hulle moet 'n sekere hoeveelheid ons produseer om hulle oorhoofse kostes te dek. En dit is waar die geleenthede nou begin ontstaan vir die klein outjies. Daar's 'n hele industrie wat vir ons oopgaan. En ek dink jy kyk nou na ouens wat wil konsolideer, die een ou koop 'n bate by die ander ou. Dis 'n verskriklike opgewonde spasie om in te wees. En ek dink jy gaan ongelooflike groei sien in hierdie spasie in die volgende 5 jaar vorentoe in Suid-Afrika. So ons is baie opgewonde. Jan, bestuur in terme van mense, in terme van foute, in terme van delegering, hoe benader jy dit? Ek dink die ding is dat 'n ou moet ons het hierso, ons hou van 'n baie plat struktuur, jy weet, ons het 'n baie plat struktuur. So of jy nou die hoofuitvoerende beampte is en of jy nou die dame is wat hier voor by ontvang sit. Ek dink jy moet na almal kan luister in die organisasie, almal het 'n bydrae om te maak. En ek dink die ding daar is dat 'n ou moet luister, jy weet, en ek dink soos jy nou opbeweeg en soos jy ouer raak, dink jy mense kan jou niks meer vertel en jy weet alles. Maar ou sal verbaas wees dat selfs 'n ou wat net 6 maande in die organisasie werk kan vir jou iets leer. So jy weet, dit is om net 'n ou moet jou kop op die grond hou, soos ek voorheen gesê het, en 'n ou moet luister na jou mense en hulle die kans gee om insette te lewer, jy weet. En ek dink dit gee vir 'n ou sukses. Dit is eintlik maklik om 'n organisasie te bestuur as jy net jou ore oopmaak. Kom ons gaan terug, die lesse wat jy geleer het. Jy het begin by 'n maatskappy wat nie kontantvloei gehad het nie. Jy praat daarvan dat jy moes gereeld Londen toe gaan, jy moes gereeld geld bymekaar kry, maar tog het jy nooit regtig tou opgegooi nie. Die les uit daai dieptes en dan later om weer 'n maatskappy suksesvol te wees met 'n groot markkapitalisasie, uit daai periode van omdraai en teruggaan na 'n groot maatskappy. Wat is die les daaruit? Ek dink die les is dat 'n ou moet nooit 'n ou moet 'n droom hê. Ou moet 'n droom hê, jy moet 'n visie hê, jy moet kan sien wat jy wil doen. En dan moet jy dit najag, jy weet, en jy moet net vir jouself sê, en baie mense sê vir jou, en dis die ding wat ek geleer het, jy sal almal kry wat vir jou sê hoekom dit nie kan werk nie. En jy weet, jy moet net nie, kyk, 'n ou moet redelik wees, jy moet luister na sekere van die goed, maar jy weet, jy moet net vir jouself sê, ek kan dit doen. En as jy 'n goeie plan het en jy het 'n goeie droom en visie en die regte mense, dan kan jy dit doen. Jy moet net nooit opgee nie. Maar as jy weet jy het 'n goeie projek, dan sal jy die geld altyd kry, jy weet, en dan moet jy maar net aanhou praat, jy weet. 5 ouens maak die deur toe en 1 ou maak die deur oop en daar is ons. En dit het met ons gebeur, jy weet, ons het op die kritieke stadium wat ons Barberton gekoop het ons so 1 miljoen pond nodig gehad. En ek kan vir jou sê dat 9 ouens het die deur vir ons toegemaak en 1 ou het hom oopgemaak. En dis al wat jy nodig het, jy moet net nooit opgee nie. En dit was die draaipunt na vandag 'n maatskappy wat 3 miljard rand werd is. Ja, en ek dink min mense weet hoe naby ons was om dit eintlik nie te doen nie. Maar dit is net om aan te hou, jy weet, jy moet net nie opgee nie. As jy vir 'n jong persoon, 'n man of 'n dame, sou raad gee wat in die mynbousektor wil betrokke raak, sal jy dit aanbeveel as 'n sektor om 'n loopbaan in te bou? Absoluut, sal dit definitief aanbeveel, omdat dit so divers is en omdat jy soveel geleenthede het. Jy weet, dit dek alle velde van besigheid, van finansiering tot chirurgie, metallurgie, gesondheid, die omgewing. En dit is 'n verskriklike praktiese industrie, jy weet, so ou kan wat jy implementeer of wat jy doen, kan jy kan sien wat gebeur, jy kan sien hoe skep jy werk, hoe bou ons iets. En ek dink dit is wat so ongelooflik wonderlik is van ons industrie.